Agri-Expo is 'n professionele bemarkingsorganisasie vir die landbousektor wat op uitstallings en ander openbare inisiatiewe fokus. Die hoofuitvoerende beampte van Agri-Expo, Johan Ehlers, vertel ons vanoggend meer oor die organisasie se Agri-Expo Livestock wat vanjaar vanaf 12 tot 14 Oktober by Sandringham in die Stellenbosch omgewing aangebied word. Goeiemôre en welkom ook aan jou. Môre Elsa. Goed Johan, wat is die doel van hierdie expo en hoe lank bestaan dit al? Elsa, dis vanjaar die 4de jaar wat ons hom aanbied. Ja. En dit is soveel meer as 'n gewone skou of 'n expo net. Dit is 'n kombinasie van 'n verskeidenheid van entiteite. Ek verwys hier na genetika, ek verwys na bemagtiging, entrepreneurskap, die vloei van inligting en dan die belangrikste komponent natuurlik om landbou se beeld te bevorder by die verbruiker. So dis 'n gesamentlike komponente van al hierdie verskillende entiteite wat ons vat en na die verbruiker toe spesifiek meespeel. Waarin skryf julle die sukses van hierdie expo toe? Ek dink die maklikste gaan wees is om te sê aandag aan detail. Ons probeer regtig waar hierso 'n wêreldstandaard expo op die been bring, maar die interaksie tussen die landbouer en die verbruiker. Daar's min platforms in Suid-Afrika waar dit werklik plaasvind en dit is een van hulle livestock se suksesverhale. Vertel net eers vir ons in breë trekke, wat kan 'n mens van vanjaar se program verwag? Ons het 'n lekker vol program vir jaar. Ja. Begin by kongresse, die Dairy Management Consulting Kongres wat daar plaasvind alreeds. Die Dinsdag, ons het die Angus se 100-jarige feesdiner daar by ons. Ons het die LNR se meester suiwelboer van die jaar nasionaal se toekenningsdiner, Stamboek se Logic Elite Weskaap diner daarso. Dan het ons inligtingsdae, die Melkbok inligtingsdag en die Vleisbees inligtingsdag met bekendes soos Dr. Fafa Malan, Rina Belcher, Gerard Skutte, hulle wat almal daar is en dit is gratis wat mense dit kan kom bywoon daarso by ons. En dan natuurlik in die skouring is daar geweldig baie goeders wat aangaan, maar ons het ook veilingskomponent daarso waar ons die Toyota Jong afslaerskompetisie aanbied. En ook interessant hierdie jaar die Percherons wat opgeveil word en miniatuur donkies en miniatuur perde. Dit klink omtrent na 'n interessante gedoente, maar wat anders is nuut op vanjaar se program? Goed, daar's 'n paar komponente deur die loop van die week, veral die donderdag en die Vrydag. Ons het byvoorbeeld die Kaapse konynkompetisie daar, so kampioenskappe wat daar plaasvind, wat nuut is, maar spesifiek die Saterdag doen ons die groot plaasproe waar ons die verbruiker dan gaan inbring en die hele waardeketting van landbou na hulle toe bekendstel. Ons doen dit saam met Armtas, Nick Stevens en die Wildberries. Mense kan lyndans daar, ons bring bok en bier bymekaar. Ons doen skaapkop en skaapstertjies. En ook vir die eerste keer in Suid-Afrika sal daar werkende skaaphonde opgeveil word. So daar's 'n verskeidenheid van nuwe komponente, maar die groot plaasproe is die belangrike een uit die Saterdag. Johan, vertel ons 'n bietjie meer van die wêreldstandaard skouring waar teelers gaan meeding. Ons het nogal baie moeite gedoen also om internasionaal te gaan kyk na hoe lyk skouring en ons het die beste gaan haal daarso. En dit is werklik waar 'n internasionale standaard skouring daar met ons beligting, met ons podiums waarop die diere verskyn. Opwindende program met ons Holsteins, Jerseys en Ayrshires, as ook die Angus wat daar so skou. En dan spesifiek die Saterdag waar ons die FNB suiwelkoningin sal aankondig en die BKB vleisbees koning of koningin wat twee besliste hoogtepunte is. Dan het die expo ook glo 'n sterk jeugkomponent. Wat presies behels dit? Ja, ek dink wat belangrik is hierso, die Staatsbond het bekend gemaak dat in 2030 gaan 60% van die wêreld se bevolking onder die ouderdom van 30 wees. So ons fokus spesifiek baie sterk op die jeug. Ons kry so tussen 2300 en 2500 leerders daarso by ons op Sandringham. Dan het ons so 10 stasies waar die leerders dan kan kom leer. Eerstens, waar kom melk vandaan? Ons vat hulle deur 'n hele proses, maar baie belangrik is om die beroepsgeleenthede binne in landbou aan die leerders deur te gee. Ons het byvoorbeeld jeugskoue daarso, die amptelike jeugskou van die Weskaap en dan ook interessant genoeg vir die stedeling. Die nuwe ouetjies wat nog nooit aan 'n dier gevat het nie, kan ook kom in diere kom lei in die skouring. Sjoe, dit klink baie opwindend. Nou, ons het nou verwys na die sukses van so 'n expo, maar daar moet tog sekerlik ook uitdagings wees met die reëlings van so iets. Daar is.
spesifiek by ons nou in die Wes-Kaap met die geweldige droogte wat ons daarso het, is ons baie dankbaar en baie bevoorreg dat ons teelers kry van die Vrystaat, Oos-Kaap, Suid-Kaap, Wes-Kaap wat almal kom deelneem daarso. So dis baie belangrik, maar ek het 'n wonderlike span wat saam met ons werk, wat elkeen hande vat en maak dat hierdie 'n groot sukses is elke jaar. En dan net kortliks in een sin, waarna sien jy die meeste uit? Ek dink die veilingsring spesifiek met die werkende skaaphonde en natuurlik die groot plaasproe. Johan, ons sê vir jou baie dankie dat jy vanoggend vir ons bietjie meer hiervan kom vertel het en baie sterkte ook met die res van hierdie verrigtinge wat dan nou gaan plaasvind. Baie dankie Elsa. So gesels Agri Expo se Johan Elers.